Vandag gaan ek vir julle 'n Bybelstorie vertel oor koning Dawid. Maar wie, het julle geweet, voor koning Dawid 'n koning was hy 'n skaapherder gewees. Hy het skape opgepas en hy het leeu's beklei, hy het beere beklei, hy het wonderlike goeders gedoen. So hier is sy storie. Lang gelede, in 'n klein dorpie met die genaam Bethlehem, was daar 'n man wat, hoeveel seuns het hy nou nog gehad? Ek kan nog glad nie onthou nie. Anyways, dis die punt van die storie nie. Hy het klomp seuns gehad. Toe kom die profeet Samuel, want die Here het vir hom gewys, dis tyd dat daar 'n nuwe koning oor Israel ingestel word. Toe kom Samuel en hy gaan in die huis van Isak in en hy sien dat toe gaan hy deur al Isak se seuns en toe kom hy tot by Dawid. Toe wys die Here Jesus vir hom, Dawid is die een wat volgende koning gaan wees. En toe daarna gaan klomp tyd verby en toe kom die Filistyne en Israeliete in oorlog met mekaar. Al Dawid se boeties moes gaan veg in die oorlog, behalwe Dawid. Sy pa het gesê, hy is die jongste, hy moet by die huis bly en hy moet skapies oppas. En toe eendag skree Dawid se pa, Dawid, roep sy pa sy naam, jy moet na die oorlog toe gaan. Neem vir jou boeties 'n bietjie kos, 'n wimpie burger en ook sommer tandeflos en tandeborsel en tandepasta. Neem vir jou boeties 'n bietjie kaas, maar jy moet jou ook gou haas, sodat dit die kos vir 'n klomp krag gee om die Filistyne plat te vee. Toe vat Dawid al die kos en alles, hy pak sy donkie en hy gaan na die oorlog toe veld. Toe kom Dawid by die oorlog aan, maar hy was dus nie heeltemal stom geslaan, want 'n groot ou reus Goliat het 'n hele Israel aangevat. Hy hoor toe die reus skree, right, wie van julle wil teen my fight? Maar almal bewe van die vrees en kruip weg vir die groot ou reus. En dis toe waar Dawid nou net besluit, nee, hy raak toe kwaad. En hy het met ou Goliat gaan staan en praat en sê, jy beledig God se naam, jy wat dan met jou ou boekpen staan. My God is baie groter as jy, en as hy jou in die hande kry, sal jy dit beslis berou, en ek self is ook lus vir jou. Toe Dawid het alles vertel, het hy 5 klippies opgetel. Hy tref vir Goliat met die een, en hy val neer dat die aarde dreun. En so het Dawid die reus Goliat verslaan. Israel was weer toe baas oor die land, die Here is mos altyd aan jou kant. Ek wil vir julle vandag sê, Dawid was die jongste en kleinste gewees van sy familie. Soms voel dit vir ons dat ons is nie sterk genoeg om enigiets te doen nie, of ons is te klein. Maar Jesus maak nie saak hoe klein ons is nie, Jesus gebruik ons. Hy is baie lief vir ons. Hy wil ons magtig en kragtig gebruik vir sy koninkryk. Okay maatjies, dis Elsa met Kroonkinders, sien julle volgende week.